Dis die Raakvat Rugby Podcast. Welkom terug hier by die Raakvat Rugby Podcast, die Afrikaanse rugby kanaal, Raakvat Rugby. Soos gewoonlik weer 'n mond vol. Arie, welkom terug, lekker om jou te gesels. Ja, hallo, ja, lekker om te gesels. Is lekker rugby wat aan die gang is. Ons het minder spanning as die Suid-Afrikaanse spanne nie speel nie. Dit is lekker om so half neutraal te kyk wat aangaan, maar een van die dae kom my Europese spanne Suid-Afrika toe, so ons moet mooi kyk, veral Engeland, bietjie sien weer agtig oor Engeland wat net in die bokke kom speel. Maar as jy kyk hoe vaar hulle verder in die 6 nasies, maar lekker kompetisie daar. Wel, dis die ding, nou, ons gaan nou oor praat oor daai 6 nasies, want die ding is, hierdie jaar is daar actually iets op die spel vir ons. Ons gaan teen elke een van hierdie 6 nasies spanne speel, en aan die einde van die jaar gaan daar 'n kampioen gekroon word, 'n nasie-kampioen. So dit maak saak, en ons het Sondag artikel geplaas op ons webwerf, wat ons gesê het, daar is enige rede om wakker te lê na ronde 1, ook onthou, dis hulle eerste wedstryd na 'n lang tyd af. Ek moet nie te veel daarin lees nie, maar daar's tog 'n paar duidelike tekens wat na vore tree. Die eerste een wat vir my uitstaan, is paal bo water, is Ierland is in die moeilikheid, né? Ja, hulle het al gesukkel teen Suid-Afrika. Ek weet nie of ons het wel toe nog 'n klomp stitte verloor ook voor hierdie wedstryd. Ek weet nie, hulle het nie heeltemal net dit verloor in die scrums nie. Ek dink dit is miskien mis hulle 'n klomp suidelike halfrond spelers aan die middelveld en op die vleuel. So hulle dis hulle raak nou oud. Ja, Bondi Aki was nie daar nie. Hy het sy mond uitgespoel teen skeieregters en Richard Lou is gedrop op die vleuel. Maar James Lou, ja, ek dink dit is net dis so halftong in die kies meer, maar ek dink hulle het vir Aki gemis. Agterlangs was hulle nie goed nie. Ek dink nie Pendergrass is op 10 so 'n goeie opsie vir hulle nie. Ja, dit is asof hulle so 'n bietjie momentum begin verloor het van laas jaar af. Hulle was 2 jaar terug baie goed, en selfs hulle franchise rugby, die Munster en Leinster, hulle doen nie sleg nie, maar hulle was baie meer dominerend op 'n stadium, veral Leinster. So interessant is om te sien wat daar aangaan. Ja, Farrell weet nie meer wat om te sê nie. Hy sal op die veld sal hy met beter vaar, weet hulle het nou ten minste 'n bietjie van 'n effens 'n makliker een die komende naweek. Hulle kan weer op die perd kom, maar Italië het nou vir Skotland gewen. So dit gaan ook nie maklik wees nie, maar Engeland het indrukwekkend. Weet hulle het goeie spelers. Ek dink daai vleuel, daai Henry Arundel op die vleuel is vir my 'n baie goeie speler. Hulle daai 2 senters van Saints, Saints wat saam goed doen, Freeman. Ek dink Freeman en Dingwall. So dit is 'n lekker kombinasie, Ford gevestig op 10. So is 'n klomp goed wat vir Engeland in plek val, maar Ierland het werk om te doen. Hulle het nie baie wedstryde om dit reg te maak nie, maar tuiswedstryd in Italië sal waarskynlik dit reg kry. So waarskynlik dit wen, maar die verloor teen Frankryk was nie goed nie. Ek dink hulle en die verloor teen Suid-Afrika was eintlik vernederend, die manier wat hulle verloor het. So en siende ook, ons later oor praat dat hulle almal wil die reëls nou verander. Jy mag nie meer so hard skram nie. Suid-Afrika is nou asseblief tog skram net sagter. Moenie nie seer maak. Ja. Ja, kyk, ek dink die groot verskil met Ierland van 2 jaar terug toe hulle op die kruin van die golf was, en Suid-Afrika ook, weet, ons het intussen 50 verskillende Springbokke per seisoen gemiddeld gebruik, né? Ierland ploeg nog steeds met dieselfde colours. Jy verstaan, Bondi Aki is hier gesê, het sy nie daar nie, so wie is nou volgende? Nie iemand wat regtig jou vreeslik opgewonde maak nie, en Sam Prendergast, ons WhatsApp groepie noem hom Sam Prendergap. Hy is in Engels sê 'n liability. Almal het geweet Frankryk gaan hom teiken, en hulle het hardop op hom af. Die arme ou kan nie duik om sy lewe te red nie. Hy kan skaars regop loop. Hy loop so weird, so vreemd vir my. Hy het 'n snaakse loopie in hom. Hy het 'n talent hier of daar, maar ek bedoel sy tekortkominge is teen 'n speler soos Jalibert, die Franse nommer 10, is dan maar wraggies so duidelik ontbloot. Nou, Jalibert is waarskynlik nou die nommer 1, nommer 10 in die wêreld, seker saam met Sasha, as ek veronderstel. Ek kan nou nie te veel mense kwaad maak nie. Maar daar kon jy sien, Sam Prendergast is nie die antwoord vir Johnny Sexton nie. Ja, en ek dink ons het dit gesien in die Verenigde Rugby Kampioenskap, en jy het een gesien op Loftus, ek het een gesien in die Kaap, toe daai eerste 2 wedstryde van die jaar, daar het die Stormers maklik 33-0 gewen het. Die volgende naweek het hulle ook verloor op Loftus Versveld. Albei daai wedstryde het hy op 10 gespeel, en ons het hom dopgehou, en Henshaw was ook, ek dink Robbie Henshaw het ook daar gespeel, in daai wedstryd vir Leinster, maar ja, dit is hy's blootgestel gewees, is 'n verdediging soos jy sê, en sy spasie toegemaak. Ja, ek dink nie hy sê antwoord daar nie. Hy weet, en so byvoorbeeld, as jy vat soos Finn Russell van Skotland, jy weet wat hy het, maar jy weet hy bied vir jou op die aanval 'n bepaalde klomp voordele.
Met Venegas weet mens nie eintlik wat sy sterkpunte is nie, weet hy kan so 'n bietjie versprei en dan verdedig hy nie lekker nie en dan skop hy snaaks en so van 'n afstand af lyk hy nie die antwoord nie. Daar is ander loskakels wat hulle kan kies, maar dit wys hoe belangrik is 'n 10 op die veld. Weet maar ook bygesê Ierland het nie eintlik vreeslik voorlangs ook balbesit gekry om dit vir makliker te maak nie. So hulle was maar onder druk daar gewees ook die Franse het hulle daar maar redelik geboelie. Dis nie die eerste keer dat hulle nog geboelie word nie waarvan ons praat. So hulle sal met fisies hulle moet kyk dat hulle beter moet doen in die voorlangs en ek weet nie Josh van der Vleer was op 'n stadium vir my goeie speler, dit lyk of hy ook nie so vreeslik meer is wat hy was nie. McCarthy op slot is nog 'n lekker harde eerlike slot, weet hy speel goeie rugby, maar verder sien ek nie eintlik ouens ek self Skellen Dorris het so half net vir my deur die emotions gegaan. Weet hy gee sy alles, maar asof die ouens net nie daai vlak speel nie. So ek dink hulle is 'n bietjie dunner ewe skielik en so jy sê hulle het nie 'n plan B nie. Weet hulle het nie spelers deur die jare vreeslike kans gegee nie. So hulle diepte is verseker onder druk. Dan kyk in die heel agterlyn, hulle het net vir Lou verloor, hulle het vir Bondi Akkie verloor en hulle het ook vir ek dink dit was Robbie Henshaw wat en Hugo Keenan daar heel agter van hulle. Hugo Keenan was uit gewees, so hulle 3 ouens uit. En weet Jameson Gibson Park sal moet speel tot hy 45 is vir hulle onthaalwe want hy is omtrent hulle beste speler. So diepte het hulle nie eintlik nie. So hulle is onder druk daar. So dit lyk nie eintlik goed nie, maar die oomblik toe Akkie nie speel nie, toe is hulle nie Akkie, weet en toe sukkel hulle. Hulle nie. Toe sit jy daai beplan. Dis 'n goeie hele. Ja, ek moet sê, weet hulle diepte is ook nie daar. Ek sien Ierland se 15-tal het verloor 17-52 teen Engeland se basies tweede span, hè. So dis nie asof die volgende generasie of die volgende klomp spelers enigstens beter is nie. Nee, wat ek dink hulle het groot moeilikheid. So ek dink Ierland se 6 nasies is basies verby. Maar kom ons praat oor Frankryk. Wat ek sê het Sondag in die artikel was, ja, hulle was goed gewees. Hulle het die voet van die versneller afgehaal in die tweede helfte. Vir my bly die Franse die groot vraagteken nog steeds as jy na Frankryk kyk teen wat dit gaan bring na Suid-Afrika toe of teen Suid-Afrika is hulle emosionele toestand want soos Ierland 'n knou weg het in November, dink ek Frankryk het ook maar 'n lekker knou weg, weet om teen 14 man te verloor het, die wêreldbeker wat hulle wou regstel en alles. Ek dink nog steeds daai bietjie weet altyd sê jy weet nooit wat die span gaan opdaag van Frankryk nie. Daai emosionele kwesbaarheid of broosheid van hulle is. Ek dink dis nog steeds daar. Ek dink jy net daai absolute geloof in hulle self nog nie. Dalk verbeel ek my, maar dis my gevoel. Ja, hulle het 'n sterk span altyd wat in Frankryk, kyk dit daai verloor van teen 14 man was hulle was 'n groot verrassing. Ek dink dit het hulle teruggesit veral met in die agtergrond dat dit nou so 'n vreeslike revenge-wedstryd was na 2023 wêreldbeker en so voort. So emosie vat die Franse verder as ander spanne, weet jy, soos Fiji se 7 span as die volkslied speel, almal huil en die Franse is ook emosioneel, maar so ja, die spelers het hulle weet hulle sterk voorop, weet daai Lunes en Biel en Berry daai voorry is sterk, hulle Gros en Marchand voorlangs weet hulle sterk pak. Hulle moet ook maar heeltyd hoop dat Antoine Dupont bly gesond want dit wys net elke keer as hy speel dan is dit 'n groter faktor. Weet hy's 'n belangrike komponent vir hulle enkelspeler wat vir hulle baie beteken. Maar ja, dis moeilik om te bepaal hoe hulle gaan vaar daai laaste een teen Engeland. Dit is nou die groot bepalende ene. Ja, Frankryk rugby is my altyd 'n sterk land, weet ek dink hulle sal in Frankryk veral sterk bly. Ek dink as dit in konteks so goed was Suid-Afrika se wen geweest met 14 man teen hulle in Parys geweest om daai span op daai manier te kon gewen het soos wat die Springbok hulle gewen het. Is 'n veer in die hoed vir Rassiele. So ek dink dit sit 'n paar goed in konteks, maar dit is maar redelik onlangs geweest. So die Franse kon nie veel doen in die tyd wat beskikbaar was nie. Maar ja, van die ander spanne is net so een sin wat ek net nou wou sê van Ierland, ek wil net nie terug aan hulle toe nie, maar ek is bietjie bekommerd, dit is belangrik vir Suid-Afrika dat Ierland moet sterker raak en sterk bly met die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle was 'n groot komponent met die sterk spanne wat hulle het, die Leinster, Munster en die Ulster en daai tipe spanne. So mense wil nie hê dat Ierland se rugby moet begin swaar kry nie, want ons het die Springbok wat ons nou redelik ge-align soos die Engelse sê met daai kompetisie. So jy wil hê Ierland moet sterk bly, want Skotland is nie sleg nie, maar Wallis sukkel. So weet ons spot nou so baie keer oor Nieu-Seeland. Ons is nou klaar met Nieu-Seeland en ons het dan 'n goeie plek gevind in die Verenigde Rugby Kampioenskap in terme van die rugby wat ons kry, en die teenstand wat ons kry, maar mense wil hê Ierland moet
moet sterk bly. Hulle sal waarskynlik nie te ver teruggaan in terme van hulle Leinsters en hulle Munsters nie. Hulle toetsspan sukkel. Maar ja, ons sal kyk wat die naweek gebeur in Italië. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die Super Rugby, want die Super Rugby sien ou 'n bietjie sy mond uitgespoel oor Suid-Afrika se spanne, maar dis nou. Ek stem met jou saam. Kyk, ons is nou baie gelukkig daarbo in die VRK en alles, maar Wallis is besig om heeltemal uit die bus uit te val. Hulle het 'n hengse pak slaap op die lyf geloop teen Engeland en hulle gaan een van hulle 4 spanne moet opgee ook. Lyk my dis die Ospreys wat in die stof gaan bydaal. So hopelik is daar 'n plekkie vir 'n ekstra Suid-Afrikaanse span. Die punt is net as Ierland nou ook begin agteruit gaan, Italië is ook nie besig om die lugte uit te skiet nie. Die Italiaanse span, ek bedoel Zebre is almal se, soos hy sê, almal se bunny. Bennington is nie te sleg nie, maar ek bedoel dit eintlik bring die hele standaard af. Ek het nie so daaraan gedink nie, jy is 100% reg. Maar ja, kom ons praat nou gou oor Engeland. Dis my grootste bekommernis. Vind hulle nou in 'n ry gewen, dink 12 wedstryde in 'n ry wat hulle nou onoorwonne is, né? Dis nog iets om wat jy kan oor hy te skryf. Ja, en dit is ook 'n afrigtingspan wat goed doen. Gelukkig het hulle hier en daar 'n afrigter verloor weer teruggekom uit Suid-Afrika toe. Maar dit is Borthwick wat goed doen. So ek dink hy het 'n manier gevind om haar span bymekaar te kry, maar Engelse rugby is sterk. Ek kan ook sien as ons in die Europese spanne teen die Europese kampioenskap teen Engelse spanne speel. Dit is 'n sterk rugby span. Ek dink hulle wat hulle goed maak op hierdie stadium is hulle het 'n gevestigde span in terme van 9-10. Onthou Alex Mitchell speel goed op 9. Weet herinner my so effens aan nie heeltemal presies aan Joost nie, maar hy's 'n bietjie langer, groter, weet hy's kompakte, wel hy's goed in die fisiese deel, hy skop goed en hy gee goeie diens. So en George Ford het hom nou gevestig as 'n goeie 10. So 9-10 is goed. Hulle daai senters van Saints wat nou goed doen. Lekker vleuels, Freddie Stewart daar agter is 'n goeie paaltjiewagter, lekker groot, lekker lank. So as dit 'n toetsrugby is en word baie geskop, dan kan hy die balle goed vang. So gevestigde span, voorspelers goed. Henry Pocock wat opkom van die reservebank af, het altyd 'n impak. Hulle het vir Underhill, hulle het vir Curry, hulle het vir Earl, losvoorspelers wat wêreldklas is. Lekker slotte, Itojo, so kan ons aanvang. So op die stadium. Ja, so by die stadium as jy die name so noem, almal noem hulle dit voorrye. Genge is 'n baie goeie loskop, so hulle het eintlik nie 'n vreeslike swakpunt op hierdie stadium nie, so ek dink hulle is vir my 'n groter uitdaging as die All Blacks amper hierdie jaar, so vir die Springbok om daai te wen. Daai eerste een is sommer dat ons hulle kry, gaan nie so eenvoudig wees nie, maar ja, so Engeland lyk vir my nou 'n span om dop te hou. Hulle tydsberekening is ook goed. So vir 2027 se wêreldbeker dink ek is hulle besig om die regte rigting te gee, maar ek dink hulle het nou kontinuïteit in afrigting, kontinuïteit in spelers, en hulle het so 'n bietjie hulle diepte ook. Hulle het nog spelers wat kan bykom natuurlik. Hulle daai een vleuel kan sy naam nie onthou nie, maar hy't beseer net voor die Wallis-wedstryd is hy beseer. Ja, ek dink hy's Emmanuel Faya Bosso en dit is maar hy's beseer gewees net voor Wallis se wedstryd MW en lyk my is uit vir die seisoen. So nog spelers, so hulle lyk aanvallende spelers. Engeland wys verseker tande, so ons sal vir hulle moet versigtig wees. So ek dink saam met Frankryk. So lekker laaste ene van die jaar. Ek dink jy het vroeër genoem, hulle eindig daar in Parys. Dit is ook 'n groot ene in die 6 nasie. Ja, hulle noem dit Le Crunch en ek het nie geweet nie, maar dit is blykbaar te doen met die paraboutjies wat so gaan kraak. En jy het 2 jaar terug met die wêreldbeker, het jy 'n bietjie paraboutjies probeer. Ek's nog interessant, skieurig om te hoor hoe was dit vir jou? Ja, ons het so 'n reeks by TV gedoen oor ervarings in Frankryk. Moeilik geweest want ek kry nie baie Franse wat Engels praat nie. So, maar een van die dinge wat toe gedoen het, daar 'n restaurant 'n plek gekry wat paraboutjies op die spyskaart het. Ja, so dit te bestel, maar dit is nogal dit smaak maar eintlik soos hoenderboutjies vir my. Ek dink dit gaan maar baie oor die marinering wat jy opsit. Al wat baie moeilik is as jy hom so kyk, dan kan jy sien is 'n padda. So dit is dis nie die poutjies nie. Daar's nie wegkom nie. Jy kan sien dis 'n padda. So as jy begin eet, is dit nie sleg nie. Maar hoe proe dit? Ja, so dit is maar ek kan verstaan daar is 'n bietjie van 'n crunch want hy herinner aan 'n hoendervlekkie. Maar hoe proe dit?
Is dit proe hy soos hoender of klink hy soos hoender? Dit is nogal lekker. Ek is eintlik huiwerig om te sê dit was lekker, maar dit was lekker, maar dit proe baie soos hoender en ek dink dit het baie te doen met die marinade. Ek meen ons het dit almal al gebraai. Jy kan 'n steak mos nou baie lekker laat smaak met 'n baie lekker sousie en hy smaak eintlik na die sous, ons smaak nie eintlik na die vleis nie. So ek dink dis ook sit 'n lekker, hulle het 'n lekker sousie wat hulle oor hom sit en so dit was glad nie sleg nie. Ek het eintlik alles opgeëet, so dit was nie so sleg nie. Maar dis 'n groot delikatesse daar in Frankryk, dan moet jy maar afwerk met 'n crème brûlée. Crème brûlée is nog tradisioneel van die Franse. So ek het hom toe afgesluit met 'n crème brûlée. Dan is die oordonderende smaak waarmee daai die restaurant wegstap, nie die hoenderboutjies nie, maar die crème brûlée ten minste. Paddaboutjies, never mind die hoenderboutjies. Nee, ek sê paddaboutjies, ja. Ja, nee, ja, ek kan verstaan dat hulle crunch, die Engelse sal nou daar wil bys dat hulle kan nou 'n paddaboutjie se beentjies deurbyt, maar dit gaan 'n moeilike een wees in Parys. So daai gaan 'n groot wees. Waarskynlik op baie stadium gaan dit wees wenner wen die titel. Ja. So dit gaan 'n tipe 'n instryd in die kleine wees. Dit is eintlik baie mooi hoe dit uitgewerk het, né? Of hopelik, ek dink dit gaan so uitwerk. Ons weet nog nie, ons sal sien. Maar net vir jou vra met daai Franse restaurant hier het afgesluit met, ek dink wat die slegste ding op die liewe aarde is cognac. Ek kan nie daai goed oor my lippe kry nie. Ja, ek het vroeër op net daai restaurant nie, maar ons het 'n hele reeks ook oor die wyne daar gedoen. Kyk, daai streek wat ons by was is daar by Mekon, daar naby Lyon. Dit is die Chardonnay streek daar. En briljante wyne. So, dit is die mooiste. Dit herinner baie aan die Stellenbosch, herinner daaraan, weet hulle lyk maar baie dieselfde behalwe die berge. Die heuwels herinner daaraan. Maar lekker wyne, maar ek kan nie, ja, cognac is vir my ook so 'n bietjie sterk. Ek dink daar's nou konnisseurs wat vir my gaan aanvat, maar die Hierse van Ryn brandewyn hier so in die Kaap wat die beste van die beste cognacs ook maak. Ek het hom so hier ook al geproe. So is nie sleg nie, maar hy's 'n bietjie sterk, ja. So moet reg, maar so slukkie vir slukkie vat. Jy kan nie groot slukkies daar vat nie, maar so teug aan hom, so teug per teug. Wel na daai kulinaire ompad wat ons geloop het, kom ons gaan net weer aan. Skotland verloor teen Italië en ek dink dit was 'n straf geweest vir daai verskriklike lelike pink pers klere wat Skotland gedra het. Ag nee, regtig man. Dit is maar regtig nie die beste nie. Ons praat vanmiddag met Franco Smit terloops. Gaan 'n bietjie van vra of hy gaan Skotland afrig of wat gaan aan en of hy iets gaan doen omtrent daai verskriklike lelike klere. Maar Skotland het swaar geleef voor, né? Dit is nogal 'n verrassing geweest. Ja, en jy het gedink Piers Schoeman en Zander Ferguson is deurwinterde loskop en vaskop, so dit 'n bietjie beter daar verwag, maar hulle het swaar geleef. Ja, Italië het begin nou baie beter speel, jy skielik, maar jy het gesien die oomblik toe Benetton en Zebre begin beter speel, toe begin die toetspan ook beter speel. So dit kom al van URC se wedstryde, Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde. Maar ja, Skotland was nie goed nie. Ek stem saam, my klere is pas glad nie. Ek weet nie of dit pink of pers was, so tussen pers en pink. Ja, maar dit sê pers, maar ek weet nie ons kies. Verskondig tog. Ja, verskondig. Ja, dit was nie goed nie. Wat hulle wel het nog steeds is Sione Teopolato en Hugh Jones in die middelveld is nog steeds 'n goeie senterkombinasie. Is waarskynlik ek dink beste in Brittanje of die Britse eilande. Ek dink hulle was ook die Leeu's so voorkeur senterpaar op 'n stadium, Britse Leeu's. Maar ja, so hulle is daar nog nie te sleg nie, maar ja, Italië is altyd moeilik om aan te klop. Ek dink die Springbok in die opblik het ook al daar 'n bietjie gesukkel, maar dis nie 'n maklike een om te wen nie, maar Skotland sal met beter as dit weet hulle het vir Carl Steyn ook daar vind Russell op 10 is gevestig van die Merwe wat eers dan nie plek kry nie. Maar dis ja, hulle het 'n moeilike een hierdie naweek, weet hulle is gasheer vir daai Calcutta beker, groot ene, weet daai twee lande, Skotland en Engeland, vir eeue wat hulle mekaar al oorlog maak, so daar's baie op die spel, maar so tuis in Edinburgh teen Engeland gaan nou nie moeiliker as dit raak nie, maar is 'n lekker om te wen dalk. Ja, dis hoekom ons met Franco gaan praat, so 'n bietjie vir ons van 'n voorskou en daar op die lekker rugbypad. So, kyk uit vir daai op ons Engelse kanaal. So ja, genoeg van die 6 nasies. Ek moet sê, dis maar moeilik om wedstryde te kyk wat jy nie regtig 'n perd in die resies het nie, né? Maar nou, ek probeer altyd kyk om te sien wat ons as Suid-Afrikaners kan leer, omdat ons teen hulle gaan speel later hierdie jaar. So dis moet ek aan kyk. Ek verstaan rugby is rugby en is lekker om rugby te kyk en alles, maar jy wil hom ergens 'n span hê wat jy kan ondersteun. Ek het so half vir my onderbewus in Skotland aangeneem, maar nou ja, dit is my eerste naweek te val hulle oor eerste hekkie. Right, kom ons praat gou, jy het nou gepraat van Felix Jones.
Hy is terug in Suid-Afrika se stal, baie intelligente, ook een van Rassie se manne op sy Rassie Plus podcast. Nou hoor ons hy, Rian Oberholzer en Dave Wessels, gaan Suid-Afrika verteenwoordig in hierdie State of the Game konferensie wat in Engeland gaan plaasvind. Nou, ons spot nogal ons dikke stuur vir Felix Jones toe, want hy klink nie soos 'n Suid-Afrikaner nie, dan gaan dit dalk nie teen ons kan diskrimineer nie. Ja, dit gaan minder dreigend wees as hy gesels. Ek dink hy het ook respek, maar ek dink die ander voordeel is hy verstaan Europese rugby. Ek dink wat gebeur is dat as jy net 'n Suid-Afrikaanse perspektief en 'n Nieu-Seelandse perspektief het, tussen die lyne kan hy beter lees wat aan die gebeur is en hulle kan nie vir hom nou dinge sê wat nie waar is nie. So hy sal daar kan 'n beter gebalanseerde mening hê. Hy weet wat aangaan in die suidelike halfrond, weet wat aangaan in die noordelike halfrond. Ja, daar's 'n klomp dinge op die tafel al vir 'n tydjie. So hier en daar sien jy 'n stelling van 'n land of van hulle presidente, die president van Wêreld Rugby of Bill Beaumont het ook al 'n paar stellings gemaak. Hy hou nie van die bomsquad nie, dit weet ons. Daar's 'n hele paar in Ierland wat nie hou daarvan die scrums en die effek van die reserves. Ek dink Suid-Afrika het ook 'n mening of drie veral rondom die TMO's of die buiteskeieregters wat inkom en hoe hulle aanwend. Ek dink een argument wat ek ook al gesien op 'n stadium is dat waarom Wêreld Rugby nie skeieregters wat goeie skeieregters wat ophou blaas het nie, betrek dit as TMO's nie, byvoorbeeld jy het vir Wayne Barnes en vir Nigel Owens en vir Jacob Peyper, daai tipe manne wat jy eintlik kon betrek het as 'n TMO, eintlik perfek, jy, daai ervare manne, hy hoef nie meer rond te hardloop, hy is nie fiks genoeg om rond te hardloop op die veld nie, maar hy is ervare genoeg om daai moeilike TMO beslissings te hanteer. So ek dink die effek van die buiteskeieregters is groot. Jy het gesien teen Frankryk die naweek ook teen Ierland, daai eerste 3 wat gedruk is, het die Pont verseker die bal aangeslaan of daar's 'n suspisie dat hy die bal aangeslaan het by die skram. So gewoonlik is die TMO, as ons dit op die rusbank kan optel, kan ek dink dat die TMO wat nou gefokus is op 'n derde skeieregter, jy sien dit baie keer dat hulle goeders terugbring vir 2, 3, 4 fases terug was daar 'n klein aanslaan. Ek weet daar was 'n wedstryd wat die Sharks en die Stormers wat hulle so klein aanslaan aan 'n loskram. Ek dink Libbok het 'n 3 gedruk, toe dink ek dis 'n wen-3 teen die Sharks en toe gaan hulle terug en daar was 'n aanslaan in die loskram. So jy kan ver teruggaan en daai tipe dinge kan jy aanspreek, maar interessant wees wat op die tafel is en weet dit is duidelik dat die hele wêreld is frustreerd met Suid-Afrika se skramkrag en die effek van die reserves en hoe ons die bomsquad aangewend het. Maar ek dink ons sal altyd 'n manier vind om ons fisiese krag en die tegnieke en daai tipe dinge te kan toepas. Hulle het al klaar 'n paar dinge weggevat, soos met 'n vryskop kry in die skram nie, so dit het hulle al dit reg gekry vir minder skrams, maar ja, ten minste ek hou daarvan dat Felix Jones ook daar is. Ek dink dit is 'n gebalanseerde stem, so hulle gaan nie vir ons kan dinge sê wat nie waar is van die Europese rugby nie. Wel, ek sien een van die dinge wat hulle sê, hulle is bekommerd dat rugby dalk te veel soos rugby liga word. En ek dink dis 'n baie geldige argument daai. En ek weet ook in Australië en Nieu-Seeland spesifiek en ek dink in 'n minder mate in Engeland is rugby liga 'n bedreiging en ek hoor basketbal is die grootste bedreiging in Nieu-Seeland op die oomblik. Nou probeer ons die spel soos basketbal maak. En ten alle koste die dinge so vinnig as moontlik maak, so min as moontlik skram met alles net kan vinnig en ek dink daar's 'n argument voor te maak. En die ander ding met die televisie skeieregters spesifiek is die feit dat daar soveel tyd gespandeer word om die kleinste dingetjie te gaan soek hoe ver terug jy ook al kan gaan. Terwyl hulle probeer om die scrums binne so vinnig as moontlik af te handel, die lynstaande en die skop met so vinnig as moontlik gedoen word, maar kom ons kyk bietjie hoe lank kan ons vat om hierdie televisie skeieregter beslissing te neem. Dan staan ons almal daar en doen koud kry en die spelers koel af en alles want ons staan en kyk na 'n skerm. Daar moet 'n beter manier wees. Ek verstaan Felix Jones se argument, hy wil hê akkuraatheid is belangriker as vloei. Byvoorbeeld, as ek het nou gisteraan met Paul Avenant daaroor gepraat, ek en hy het 'n hele lekker podcast gedoen oor ons noem dit ons rugby manifeste, wat ons sal dink die rugby sal beter maak, maar die punt is daai 2007 wêreldbeker toe Frankryk hy vorentoe aangegaan gehad het. Net die All Blacks het uit die wêreldbeker uit geskop baas. Dit en een vorentoe aangee. Ek verstaan dit kan daai ding, maar jy kan nie probeer om kernaspekte van die spel, soos die lyn staan, die scrum, die losgemale en daai tipe goeters, alles te probeer vinnig maak of te probeer afmaak en te probeer verminder. En dan spandeer jy letterlik minute lank om te kyk na ietsiekie wat 17 fases gelede verkeerd geloop het. En daar moet ergens 'n beter balans wees as dit.
Ja, dit breek die vloei en in die aantal minute wat die bal in spel is onder verdekking. Ek het noudag 'n ouer wedstryd het daar weer 'n ek gaan net weer antwoord, ek's nie beagle het hier verby. Nee. Jy moet ontspan. Hy's al 'n paar keer by jou verby. Moenie worry nie. Hoe is dit? Nee, pla my nie glint nie die mens, daar kom hy weer. So gaan net aan man. Gaan net aan. Okay, nou gaan hy lê. Ja, ek stem saam. Ek dink die minute wat hulle speel is baie minder. Ek kyk die Amerikaanse voetbal finaal, die Super Bowl die naweek, weet jy, ons stop hom op die sekondes en jy speel net wanneer die bal in spel is. Dis 'n ander spel natuurlik. Nou kyk ek ook 'n ou wedstryd van 1970 se hoogtepunte die ander dag, 76 All Blacks se toets wat hier op 'n platform op my pad gekom het. As daar skram is, man het mekaar soms by mekaar gemaak en hulle nog amper nie eens almal Dit's amper 'n loskram gewees, ja. Hulle kan mekaar so gryp en tjuk slag so in en stabiliseer dit dan min of meer en dan skram hulle, maar dit het vinnig gebeur. En dan ook paletoskop, weet, dan stel hy maar net die bal, weet, in daai wedstryd was dit nou dink nog wie was dit, Robbie Blair of daai manne wat nog gespeel het of Gerald Bosch, maar selfs naas Botha se tyd, weet die ouens het die bal gevat, gestel, teruggeloop, gekyk kom en hom geskop. Weet nou daai skopproses het hulle dan nou hulle tyd aangesit, maar so ja, daar is dinge wat jy kan na kyk. Ek dink die TMO se tyd is 'n faktor. Ja, daar die vloei van die spel, mens moet versigtig wees dat jy dit nie gaan rugby liga maak. Dit is waar die aard van rugby is, jy het scrums. Dit dit het 'n tyd effek. Ek dink net op 'n ander punt, ander fynere goedjies wat my so soms my oog vang, ek weet nie of dit jou oog ook vang nie, is hulle is baie fyn op baie aspekte as dit kom by 'n kyk weer. Dit verstom my met die afskoppe. Elke afskop wat geskop word, hoeveel spelers is voor die bal as daar afgeskop word. Ek weet dat die effek daarvan dat beteken dit jy vleuel wat verseker 'n trio wat voor die lyn was voor 'n afgeskop is, en die effek van as die man die bal vang in die kwartgebied en is hy vinniger op jou. So dis amper vir my ook 'n groter effek. En dan op die reserve is net my mening omtrent dit ook, die bomsquad en so voorts. Daar word baie gepraat van die bomsquad wat opkom in die veiligheid rondom dit. Ek dink as amper vir my groter gevaar as 'n enkel vaskop opgaan, weet jy het 'n skrams wat nou vir 60 minute gespeel het. Ouens is moeg en 'n enkel vaskop gaan op en hy gaan skram vas teen 'n loskop wat al vir 60 minute gespeel het. Jy weet daai skram interaksie van 'n vars ou wat opgekom het, jy gaan dit nooit kan wegkry nie. So die effek van, dan moet jy daar nou ook begin kyk, weet, as jy nou sê daar's 'n gevaar, veiligheidsgevaar. So ek dink daar's maar altyd reserves wees. Daar was op stadium met hulle gepraat van op minder reserves, ek weet nie of dit op die tafel is nie. Ek dink dit was daar, dis weer afgehaal. Ek weet nie of hulle dit gaan bespreek nie, maar miskien kan hulle die tyd, die skrams wat baie lank, ek dink wat hulle miskien kan meer oorweeg is om die tyd vinniger te stop as 'n skram grond toe gaan en weer gespeel word. Dis net baie keer in die laaste 2-3 minute. Weet 'n span kan nog hopelik vir hulle wen, maar dan is daar een soos hulle in Engels sê 'n reset skram. Daai reset skram wat afgaan is 'n minuut. Weet en dan sê ou weer sy veter is los en so karring hulle en vra 'n vraag vir die skeieregter as hy slim is en dan sit nog 20 sekondes. Jy kan baie tyd mors daar. Hulle moet daar die horlosie stop. Eintlik moet hulle ook nie, dis wat die Amerikaners goed doen, hulle stop hom van buite af, sodat iemand daar buite in die paviljoen wat hom stop. So jy wil sien, dan stop hy. Maar as nie 'n ou daar op die veld wat sy horlosie druk nie. So op sy arm in die lug moet sit en dan sê okay, stop hom nou nie. Hulle mis dit baie keer ook. So ja, daar's baie om oor te praat dalk, maar ek dink wat vir Suid-Afrikaanse ons bate was nog altyd ons fisiese spel, ons skram, ons ek dink hulle is maar versteur. Ek dink daai Ierland wedstryd maak hulle nou nog seer. Ek dink Suid-Afrika daar dalk so 2 keer te veel geskram. So dit hulle was vernederend. Ek stem saam met jou. Ek weet dat hulle is bietjie suur, maar die punt is jy kan nie Suid-Afrika straf omdat ons suksesvol is. Ons speel binne die reëls, ons doen alles reg. Maar omdat ons suksesvol is met dinge word, dit voel amper as in Reen Oopros sê dit ook. Dit voel of ons gestraf word omdat ons suksesvol is. En dis waar die hele deep power, the scrums en alles vandaan kom. En dit is my probleem. Nog 'n ding wat ek toevallig die naweek gesien het, ek het klein bietjie van die sewes gekyk. Ek moet sê, sewes trek my glad nie meer aan nie. Hulle die hele sewes nou 'n soort van eintlik 'n mislukking gemaak. Maar in elk geval, wat toe gebeur het was, Fiji het 'n 3 gedruk, sou 'n 3 druk, maar ons het hulle opgehou oor die lyn. Maar toe is daar 'n 5-3 skram. Ja, is vinnige skrampies wat jy het. En daar druk Fiji teen 'n wraggiese 3. Maar in 15 man rugby is dit nou 'n goal line drop out.
'n doellyn Ja. inskop wat ek al. Ek bring terug die skram man. Die span wat ons nou aanval, moet ons nou beloon word vir die feit, okay, ek kon nou nie dalk 'n 3 drukkie, maar hou die contest aan die gang. Nou skop jy die bal toe ver weer af in die veld af en alles. Nee man, bring daai ding terug. Ja. Ja, ek stem saam. Dis een wat vir my ook frustreer en ek dink dis jy werk baie hard val in toetsrugby om op hy doellyn te kom, om oor hom te kom is nog 'n groot prestasie, weet. En as jy nou opgehou is in die ou dae was dit nou jy het die momentum gehad, jy's oor en dis jou voordeel. So ek stem saam, dis een wat hulle weggevat het. Jy dan baie keer gekry en sien 'n span is daarom groot onder druk. Soms as jy nou ontvangkant, soms is dit vir jou 'n voordeel. Dan sit verligting in hoofletters wanneer jy so pad met 3 af te staan. So dit is so ek dink dit is 'n vreemde reël wat hulle verander het daar. Wat die verligting is groot. Partykeer is dit ook maar so al 50-50. Het hy gedruk, het hy nie gedruk nie en dan eweslik is dit 'n kwartlyn afskop, dan is jy weer ver van die doellyn af. Maar ja, weet weer terug by die NFL, by die Amerikaanse rugby, jy moet die bal net oor die lyn kry, jy hoef hom nou nie op die grond te druk nie, maar dit sal ons nooit verander nie. Ek dink dit is nogal die lekker ding van Suid-Afrikaanse of van rugby, as jy moet hom druk. Hy moet soos wat geland van die Stormers nou weet, jy moet hom druk. En vroegtydig. En vroegtydig. Ja, kyk. Goed, die ander groot ding natuurlik is die globale seisoen, die global season, dat ons rugby seisoen nou 'n bietjie meer met mekaar stroomlyn, as dit die regte woord is. So byvoorbeeld dat ons die 6 nasies en die rugby kampioenskap terselfdertyd speel. Dat die Springbokke, die Nieu-Seeland, Australië almal kan weet begin van die jaar speel wanneer die 6 nasies die gang is nou. Sover ek verstaan, Nieu-Seeland was bietjie hardkoppig daaroor want dis minder meer wanneer die Super Rugby gebeur, maar lyk my hulle het uit die lug gesien en daar is 'n baie goeie kans dat so iets dalk wel kan gebeur. Ek dink dis die beste moontlike oplossing. Jy het nou genoem Engeland kom na Suid-Afrika toe. En dis 'n eerste van 'n nasie kampioenskap, maar ons gaan waarskynlik 1 of 2 opwarmingswedstryde waar Engeland het die hele 6 nasies veld agter hulle gehad. As ons die 6 nasies in die kampioenskap kan saamspeel, gaan dit beter wees vir rugby en dan gaan meer geleentheid wees vir spelers om te rus. Hierdie 12 maande seisoen is mos nou duidelik nie meer volhoubaar nie. Ja, dit is interessant hoe hulle dit doen, maar daar's 2 vensters van tuis en weg. Daar's altyd in ons winter, dan kom die Engelse spanne, Europese spanne na ons toe. En dan Nieu-Seeland toe en dan maar wat nou gebeur die afgelope tyd is Frankryk is nou weer op pad om 'n tweede span of 'n derde span te stuur Nieu-Seeland toe of elders heen. So hulle het laas jaar vir almal kwaad gemaak en eintlik was hulle redelik kompeterend geweest in daai toetse nog steeds. Maar weet nog gaan Suid-Afrika en Nieu-Seeland en Australië is altyd in November tradisioneel mos nou maar Europa toe. So miskien kan dit nog behou, maar ek dink dan het jy dit waarskynlik ek dink dit sal beter wees as daai 2 kan oorvleuel. Ek dink daar's eintlik nie 'n kortpad nie MW as jy nou daaraan dink die feit dat die streeks of die franchise kompetisie sal klaar oorvleuel soos met Suid-Afrika en Europa het die voorwerk miskien gedoen vir dit. Ons wys dat ons moet mekaar nou in ag neem in terme van wie speel wanneer. Dit is nog steeds vreemd om een Saterdag in -2 te speel in Edinburgh en dan die volgende Saterdag in 30 grade in Johannesburg. Maar dit is maar die aard van noordelike suidelike halfrond. So dit is miskien dis 'n interessantheid wat almal maar moet aanpas, maar almal raak dit meer gewoond ook. Hulle vaar ook beter in die son en ons vaar beter in die koue. So dit moet jy maar doen. Maar ek dink maar daai 1 seisoen is maar waartoe dit gaan. Ek dink hulle sal dit maar moet doen om almal en alles te beskerm. So jy wil op die ouend wil jy maar daai krag teen krag situasies hê. As lekker wees as ons nog steeds in November toetse kan hê in Europa te gaan speel. Dis altyd 'n goeie toetse en dan dat hulle nog steeds in die winter na Suid-Afrika toe kom. Maar ek dink hulle sal dit maar moet doen. Ek dink dit maak net sin. Dit gaan mos 'n bietjie anders te werk. Dit gaan nie meer Engeland hê of Ierland hê wat Suid-Afrika toe kom vir 3 of 4 toetse nie. Dit gaan mos nou een na die ander wees. So die nasie kampioenskap. So Julie maand kom Engeland en ek dink Wales en Skotland. En dan gaan ons November nog steeds oorsee en dan speel ons teen die ander 6 nasiespanne. En dan is ons die nasie kampioenskap aan die einde van die seisoen. Nou tussen die Julie en November sal ons gewoonlik die kampioenskap gehad het, die rugby kampioenskap. En nou gaan ons net vroeër in die jaar hê. So tussen die Julie en die November seisoen gaan daar waarskynlik minder Springbok rugby wees, maar ten minste het ons 'n bietjie van 'n breek daarso. Ek dink dit gaan verander nie.
Ja, ek het ook nog gedink aan die blaaskans en die hersteltyd en as ons aan die einde van die jaar gewoonlik November gegaan het, dan het ons nou eintlik ons rugby klaar gespeel en ons klaar met ons seisoen en Engeland en almal begin met hulle dis wintertyd en hulle tipiese wintersport begin dan en as hulle nou Julie na ons toe kom dan is dit weer omgekeer. So ja, almal sal daai venster moet kry wat jy rus. So hulle sal dit met mooi koördineer want ons het dit tipies gedoen volgens die seisoene. So ons het almal in die somer gerus. So in die somer het ons rugby spelers by Struisbaai en by Hartenbos bietjie gaan, maar nou speel hulle al op Kersdag, dag na Kersfees rugby en die 3 Januarie en alles so. Ek weet nie wanneer die manne rus nie, maar dit is waarom daar nou die verpligte rus ingekom het. So die rusvensters is die moeilike een om te bepaal. Dit gaan hulle besig hou. Interessant wat ek sien Engeland is besig om daar te druk om die Kampioenebeker, die Champions Cup en die Challenge Cup bietjie meer kompeterend te maak. Net 16 spanne in die Champions Cup byvoorbeeld te hê, dat dit meer sterkte teen sterkte is. Die Bulle het 1 wedstryd gewen. Leicester Tigers het 1 wedstryd gewen en hulle is deur na die top 16 toe. Dis eintlik 'n bietjie belaglik. En hulle probeer 'n bietjie meer die mense bietjie meer betrokke te maak, want die ding het baie van sy glans verloor, daai kampioenskap. Maar as jy dis die ultimate kompetisie vir klubspanne en alles, en dit is niemand stel meer regtig belang. Suid-Afrika kon nog nooit regtig vat plek kry in dit nie. So dalk is 'n bietjie meer kompeterend, maar sien, lyk my Engeland het baie ondersteuning daarso. Maar nou ja, gepraat gou van Super Rugby. Hier is 'n naam wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, Jack Mesley, die CEO van Super Rugby Pacific. Het hy nou sy mond uitgespeel op ons vriend Martin Devlin se program en hy het Martin van hom gevra, hoorie maar, wil jy nie Suid-Afrikaanse spanne terug hê nie? Toe sê hy, ag nee dankie, ons wil hulle nie terug hê nie, ja, dit is net romanse. Stel my 'n bietjie, jy het 'n bietjie navorsing gedoen oor die syfers daar. Ja, die ouens maak ou partykeer viesreg, maar dis nou 'n ding wat agter ons is. So ek dink nie daar gaan ooit weer waarskynlik gaan ons nou kompetisies speel nie. Mens wonder hoe dit sou gewees het. Daar's 'n paar dinge wat ons ook oor wonder. Het dit Suid-Afrika benadeel, het dit Nieu-Seeland benadeel, dalk Australië benadeel, Samoa, Fiji, almal is in daai gesprek. Maar ja, ek dink die syfers is nog steeds maar hy laat dit klink asof daar duisende mense gaan kyk het, maar dis nie die geval nie. Jy weet, in die gemiddelde bywoning is maar rondom 12,000 in Nieu-Seeland per hulle stadions wat meestal die grootste so 30,000 vat en van hulle vat so 20,000. So van die wedstryde in Australië het maar 8,000 toeskouers gehad. Weet as die Waratahs teen die Force gespeel het en daai tipe wedstryde en selfs as die Samoa of die Fiji spanne daar gaan speel het. So die syfers is dalk effens beter as wat in die verlede was. Ek dink toe Suid-Afrika daarin gespeel het jy ook geloer, was dit ook nie skrikwekkend hoog gewees nie, maar dis vergelykbaar. Ek dink dit is van die beste. Hier na die einde, ekskuus ek val in die rede, maar 2019 was die gemiddeld ook maar 12,000, maar hier by 2010 rond was die gemiddeld 20,000. Super Rugby het sy glans verloor, né? Dis die groot ding. Ja, so dit is hulle het 'n uitdaging daar in terme van die getalle. Die mense wat gaan kyk is nou een argument dink ek. En ek dink nie dit is so oorweldigend as wat dit laat klink nie, weet hy. Ek weet hulle kyk daarna na die somme, dit moet vir hulle werk, maar ek dink meer moet jy kyk na wat dit vir hulle in terme van rugby beteken het. So my argument nog steeds is dat om heeltyd teen Australiese spanne te speel, verloor jy die fisiese en die wat Suid-Afrika gebied het was fisiese konfrontasie en die verdedigingslyne ensovoorts, die scrums en die set pieces as ek die Engels kan gebruik. Teen Australiese spanne kry jy dit nie en dit kan jy in die tellings ook sien, weet, so as daai spanne speel dan wen hulle 45, 22, 53, 31 al goeders en dit is die tellings wat daar gespeel word en die ouens hardloop die wêreld vol, druk 4-5-3. So die verdediging en dit is nie wat dit was steeds Suid-Afrikaanse spanne nie. Ek weet daar's kere wat die Crusaders ook vir Suid-Afrikaanse spanne ver gewen het, maar ek onthou 'n heerlike eindstryd op Loftusversveld waar die Bulls die Chiefs met 60-70 punte gewen het. So hulle het ook maar lekker pak slaal kom vat. Ek onthou wedstryde op Nieuweland waar die Stormers vir die Crusaders met meer as 20 punte gewen het met al daai McCaws en Whitelocks en Carters en almal. Maar ek dink daai Nieu-Seeland en Suid-Afrika se spanne het mekaar sterker gemaak as wat nou die geval is, verseker. Ek dink dit is verseker 'n deel van Nieu-Seeland se probleem. En hulle het dit al gesê ook, weet, daar word baie op hierdie televisie of hulle programme ook gepraat op Breakdown en al daai programme, Sal Wilson en al daai kommentators het ook
nou en dan is hulle terug op daai, maar mis ons nie Suid-Afrika nie. So ek dink daai soos hulle in Engels sê of Afrikaans is miskien Afrikaans en Engels gemeng, die kite het gevlieg. Ek dink daai een is verby ons. Die kans dat hulle weet dit gaan teruggaan en sê okay, all is forgiven, kom ons speel nou weer teen mekaar, is verby. Ek dink die verstand of die verhouding met Europa in Suid-Afrika is nou te sterk en is ver gevestig. So dis al goed as dit hulle mening is, maar hulle moet ons nie te afdrand kyk nie, want die mening wat ek daarvan daai man gehoor het is so half, hy kyk ons 'n bietjie af op ons en ek sê, moenie, jy vergeet maklik, hy lyk vir my 'n bietjie jongerig, so ek dink dalk onthou hy nie al die seisoene en die lekker wedstryde nie. Die ooms moet vir hom wys. Maar Super Rugby ja, maar Super Rugby was goed vir Nieu-Seeland en goed Super Rugby met Nieu-Seeland in Suid-Afrika was goed vir Suid-Afrika. Dit is verseker. Dit was goed vir ons almal, was lekker om te kyk. Ek mis dit, maar ons het aanbeweeg. Ek dink dit gaan so goed as wat hy wil sê, dit gaan goed dan nie. Ek onthou in die 2011 Wêreldbeker was ek in Nieu-Seeland en weet net vinnig, vir 'n lang tyd. Ek was meer as 'n maand daar of 'n maand en 'n half amper die hele toernooi was ek daar en ek weet daar's 'n groot ondersteuning in North Harbour, so in Auckland, Auckland en net noord van Auckland is die North Harbour area en daar's baie van die mense wat van die eilande af oorgekom het, as ek so kan noem, van Samoa en Fiji en Tonga wat in daai area bly en hulle het in daai wêreldbeker ook, dit is waar Suid-Afrika teen Samoa gespeel het, was by North Harbour en dit gevoel of jy op 'n eiland daar was omtrent nie Suid-Afrikaner in sig nie, so hulle het groot ondersteuning daar gehad. So ek dink as hulle in Auckland speel en North Harbour speel en so, dan is die ondersteuning baie groot vir almal daai Samoaanse spanne. Weet dit is maar ek dink waar spreek uit is Fiji en Drua en Moana Pacifica. Ek dink dis die twee amptelike name van daai twee spanne. En so hulle het ondersteuning op die Noord-eiland, maar op die Suid-eiland het hulle ook eintlik vreeslik ondersteuning so groot nie. As jy weet, daai spanne teen die Crusaders daar onder speel in die Suid-eiland, dan sit bietjie anders. Maar good luck to them. Kyk maar of hulle mekaar kan sterk hou. Maar ek dink hulle het baie verloor in dit. Nieu-Seeland mis om teen Suid-Afrika te speel sonder twyfel. Kyk, net so vir ou laas op Nieu-Seeland het nog steeds nie 'n nuwe afrigter nie. Ek dink die feit dat Tony Brown gesê het dankie maar nee dankie, ten minste vir nou, het so 'n bietjie van 'n stok in die speker gesteek daar. Tog hulle het gedog hier's na die goue paadjie met Jamie Joseph en Tony Brown. Ons het hulle verguis 'n rukkie terug, maar nou sal hulle sekerlik terugkom met geleentheid met oop arms en welkom sê Tony Brown nee dankie, ek's baie gelukkig hier by Rassie. En natuurlik soos ons vriend Harry Jones gesê het, as Tony Brown moes uitgekoop word, sou hy meer geld verdien as die hoofafrotter van Nieu-Seeland. So nou sien ek allerhande sprake van Ian Foster kan terugkom of Steve Hansen kan terugkom of Dave Rennie kan terugkom, maar ek dink hulle plannetjies het dalk so 'n bietjie gebackfire, as ek die Engelse woord mag gebruik. Ja, ek dink hulle probeer afkyk wat ons gedoen het voor Japan. Weet, is dit moontlik om 18 maande voordat Wêreldbeker iemand in te kry en hulle het besef as jy iemand inkry, moet jy Hansen of daai tipe ouens inkry wat al daar was of 'n Foster of hulle kan dalk met Jamie Joseph gaan, hulle gaan waarskynlik, maar in terme van 2027 dink ek het jy iemand nodig wat nie sy voete so lank nodig het om sy voete te vind. Hy moet dadelik inkom, dadelik kan beheer neem, dadelik weet wat om te doen. So dis waar Jamie Joseph vir agterstand gaan hê. As hy inkom, kyk, hoe Rassie ingekom het voor Japan, is 'n ander, hy het die SA Rugby so goed geken, hy het maar net, dis basies maar net weet amper terug gewees. Maar ek dink dis hulle uitdaging. Hulle moet nou mooi kies. Dis belangrik om reg te kies. So dis lekker om te sien dat hulle so 'n bietjie divided is of verdeeld is. Daar's daar verskillende menings. Hulle is vies vir die en dan's hulle vies vir Sevilla dat hy nou te veel uit die huis uit gepraat en dan's hulle weer frustreerd met 'n hulpafrigter of is wat te veel afgerig het en Reiser moes meer afgerig het. Klomp kommentaar wat eweslik nou uit die kaste uitkom. Net my mening vinnig op Tony Brown MW is dat dit is vir my interessant dat hulle nou eweslik so angstig is om hom te kry, maar dis ook as gevolg van die suksesse by die Springbokke. So ek dink hy was altyd 'n goeie afrigter, maar hy was 'n omgewing wat hy homself kon uitleef. My vraag aan Nieu-Seeland was hoekom het julle hom toe nou nie betrek 2, 3, 4 jaar terug toe hy nog in Nieu-Seeland afgerig het nie, en die rede is hulle het hom gesien as 'n combo. As ons ken 'n combo, jy kry dit by restaurant, dis gewoonlik 'n combo is 2 goed. So hulle het hom gesien as 'n combo saam met Jamie Joseph. Hulle het hom heeltyd gesien rig saam met Joseph. Nou hulle weer dieselfde maar oor Jamie Joseph gaan kom kry weer vir Tony Brown. En hulle het vir Tony Brown nooit eintlik individueel op sy meriete gesien nie. Hulle het hom heeltyd as 'n span gesien saam met Jamie Joseph, want hy het Japan oral in
oral wel in Nieu-Seeland afgerig het as hulle saam gewees. So ek dink hulle het hom onderskat as 'n afrigter en hy was altyd goed, maar Suid-Afrika het vir hom 'n platform en 'n proses gebied wat hy kon uitleef en wat hy sukses kon behaal. So ek dink hulle moet maar vir hulle kry amper. Hulle het hom gehaat op 'n stadium en nie betrek nie. So nou moet hulle maar wag. Hy sal graag, hy's 'n Nieu-Seelander, so ek respekteer dit. So ek gaan dit vir hom, hy sal ergens seker vir Nieu-Seeland afrig, maar laat ons eers Australië agter die rug kry. Ja, nee, ek stem saam met jou. Weet jy wat vir my interessant was van Tony Brown? Hy was eintlik nog altyd bekend van as die surf and turf, die combo soos jy dit noem, saam met James Joseph. Maar hier by Rassie het hy kans gekry om sy eie man te word, né? En ek het nou daaroor gepraat. Jan Ackerman het ook nou sy eie man geword daar by die beleid. Bietjie sy stem dik gemaak, die pers bietjie aangevat, reg of verkeerd. Sy eie afrigter ingebring, weet ontslaag geraak van wat hy dink is die probleme en nou kan sien dat dinge begin beter gaan. Dat sy ou bietjie op die eie voete kan staan en bietjie jou stempel kan afdruk, kan dit 'n verskil maak. Ja, en baie keer moet jy dieper in die gebou ook jou stem dik maak. En die ding is, ons sien nie alles nie, daar's 'n spesie partykeer, maar jy moet daar in die raadsale en in die gange moet jy ook jou stem dik maak. En dis baie keer 'n groter uitdaging. Dis miskien wat in Nieu-Seeland rugby ook nou aan die gebeur is. Daar's dalk te veel wat aan die gebeur is in die raadsaal en die gange agteraf en daar moet jy nog eers inkoop kry en te kere gaan ek sê nou nie dat Johan Ackerman moes nou ook dit by die loftes doen in die gange en so nie, maar partykeer moet jy kom in 'n nuwe proses in en jy moet in die raadsaal en daar moet jy ook 'n bietjie regop staan en sê hoor is sommer A, B en C is wat vir my belangrik is en dit is wat ek gaan doen. Ons kyk anders daarna, maar jy het my afrigter gemaak. So jy moet maar 'n bietjie terugtrek. Dit is 'n moeilike werk om te doen. Jy moet die vletjie in die hand hê met jou sweetpak op die veld, maar jy moet ergens is jy ook in 'n raadsaal. So jy moet daai balans vind. Ja, Nieu-Seeland, ek dink Nieu-Seeland het hulle het altyd goeie spelers. Hulle sal 'n goeie afrigter kry. Hulle gaan kompeterend wees. Hulle gaan by die Wêreldbeker 2027 weer kompeterend wees. Ek twyfel nie dat hulle goed sal wees nie. Maar ek twyfel wel of hulle weer so goed kan wees in die dae van Carter, Whitelock, McCaw, daai era. Ek dink dit is 'n era wat so effens verby is en ons die Springbokke kon daai era dupliseer. Onthou Suid-Afrika het 'n era gehad 2008, 9, 10 daai tyd waar die Bulls al daai Super Rugby ook gewen het. Het Suid-Afrika span gehad. Ons kan dit nou vir jou opnoem van 1 tot 15 is. Dit's die Bakkies, Victor, Skalk, Burger tipe era, Pierre Spies, John de Villiers, Sabana, weet daai era, Fourie de Pre, John Smith, weet so jy kan die name aannoem, en dit was 'n era wat ons kon dupliseer. Dit was 'n goue era vir ons toegewees, in 2007 die Wêreldbeker gewen, moes dit eintlik in 2011 ook gewen het. Dan nog steeds Bryce Lawrence wat bietjie spook by ons almal en by my. Maar ons wil nie te veel teruggaan op daai ene nie, maar ons kon daai span van 2007 Wêreldbeker wen en daai goeie span wat vergelykbaar was met die Carters en die McCaws, kon ons dupliseer nou in hierdie era. Nieu-Seeland kon dit nog nie reg kry nie. So ek kan ook nie sien dat hulle op pad is nie. Hulle het hier en daar goeie spelers, maar hulle het 5 van daai spelers, maar hulle het nie 15 nie. Die rede daarvoor is eintlik baie eenvoudig, omdat ons kies spelers wat oorsee speel. Hulle kies nie spelers wat oorsee speel nie. Hulle maak reeds klein spelerpool nog kleiner. Dit is eintlik so dom, maar nou ja. Ja, dit is waar en jy kan, ek dink Richie Mo'unga is miskien 'n voorbeeld. Jy kon hom nou op 10 sal 'n groot verskil gemaak het. En dan is hy hier en daar nog gespeeld, maar ek dink ook daar's miskien 2 of 3 of 4 wat mense nou kan noem. Daar's baie van hulle beste spelers is maar nou nog in Nieu-Seeland. So ek kan Richie Mo'unga dink ek kan nie eintlik nog Brody Retallick is oorsee. Ja, Brody, die ouens wat 'n bietjie ouer is. Ja. So ek dink hulle kan. Dit is verseker iets wat hulle in ag gaan neem en so dalk doen hulle dit voor die 2027 Wêreldbeker. Hulle moet dalk. Maar nee. Okay, Ari, was 'n lekker gesprek. Soos gewoonlik. Dankie, waardeer dit. Praat binnekort weer. Absoluut voorreg en ek gaan nou nie hoender of 'n paddeboutjie eet nie. Ek sal nou boerekos eet. Dankie. Ek sal ook nooit in my lewe 'n paddeboutjie oor my lippe kry nie. Baie dankie. Maar nou ja. Goed gaan dan. Dankie.